Baie welkom by hierdie kursus wat handel oor Hebreëus vir beginners. Ek is Chris Mostert, die opsteller, as ook die aanbieder van hierdie reeks lesings oor Hebreëus vir beginners. Nou die eerste lesing handel oor die Hebreëse alfabet. Ek gaan ook daarby stilstaan tydens lesing 2 as deel 2 van hierdie reeks. Nou, iets baie interessants oor die plasing en volgorde van die Hebreëse letters in die alfabet sal u nou sien. Is eintlik iets besonders en iets waardevols. As ons kyk na die letter regs, dit is die eerste letter in die Hebreëse alfabet. En 'n mens lees Hebreëus van regs na links, nie soos wat ons dit ken in Afrikaans of in Engels nie, maar jy lees dit van regs na links. So die eerste letter van hierdie woord regs is die eerste letter in die alfabet. En dan heel links, dit is die laaste letter van die alfabet. Regs staan bekend as die alif letter en dan aan die einde heel links is die laaste letter van die Hebreëse alfabet, die tau. En reg in die middel, daardie letter spreek 'n mens uit as meem. Dit is presies in die middel van die alfabet, van die Hebreëse alfabet. Nou as 'n mens dit in hierdie volgorde skrywe, byvoorbeeld die Hebreëse letter alef, dan meem en dan tau, dan kom ons uit by die woord emet, wat vertaal word met waarheid. En dit is nogal iets besonders, want die Here het die Oud-testamentiese waarhede met ons kom deel in die Hebreëse taal. En dit is nogal baie interessant dat hierdie spesifieke woordjie emet, uitgespreek as emet, vir ons dit kom deurgee. Dit is die volle waarheid van die woord van God wat ons vind in die Ou Testament. Nou, kom ons gaan 'n bietjie verder. Kom ons kyk na die medeklinkers of konsonante, ook soos dit genoem word, van die Hebreëse alfabet. Nou, u sal sien, wanneer ek dit vir u wys, dat daar by sekere letters is daar 'n A en 'n B. En daardie B-letters is die slotletters, met ander woorde, dit is letters wat aan die einde van 'n woord verskyn. Daar is byvoorbeeld geen onderskeid tussen hoofletters en kleinletters in Hebreëus nie, soos byvoorbeeld in die geval van mens, wat jy skryf as in 'n hoofletter, of die kleinlettertjie mens. Dit vind 'n mens nie in die Hebreëse taal nie. Die tweede instansie, die nommers links onder wat gemerk is met B is slotletter. Jy sal sien, daar is 'n paar van hulle. Hulle is die letters vir K, M, N, P, en dan die laaste enetjie is die TS, soos byvoorbeeld jy spreek hom uit, soos wat ons byvoorbeeld Tswana sal uitspreek, en word gebruik aan die einde van 'n Hebreëse woord. Hulle is die sogenaamde literae finales. Houd net dit in gedagte, wanneer ons nou kyk na die Hebreëse alfabet. Hier is die eerste letter van die Hebreëse alfabet. Ek het hulle vir hulle getalle gegee, dat dit eintlik maklik kan leer, en ook dat ons dit kan verstaan. Aan die linkerkant vind u dan die eerste letter, of 1, en dan die volgende kolom, die Hebreëse letter alef, en dan hoe jy hom uitspreek, daar in die derde kolom. En dan regs sal u vind, dat as ons kyk na hierdie letter alef, dan kan hy op verskillende maniere uitgespreek word, soos in die geval van Adam. Dan het jy so 'n dwarsstreepie onder die alef, dan spreek jy hom uit as A, Adam. En dan die volgende wat jy sien, is die alef, dan het hy 3 doetjies onder hom, en dan word hy uitgespreek as soos in Elohim, God in die meervoud. En dan die derde wat ons hier vind is ook, dat daar ook 2 kolletjies onder die alef kan wees, en dan spreek jy hom uit as so in die geval van El. El is die enkelvoud vir God. Elohim is in die meervoud. So daar het u nou
die eerste letter van die Hebreëse alfabet. Kom ons kyk gou na die ander. Ek gaan net so vinnig dit deur en dan kan ons verder aangaan. Die tweede nommer of die tweede letter is Bet. Soos u kan sien hoe mense hom uitspreek, kyk na daar die derde kolom. Die derde letter is die Gimel, die vierde letter is die Dalet, die vyfde letter is die He, die sesde letter is die Waf, die sewende letter is die Zayin, die agste letter is die Geet, en die negende letter is die Teet, en dan die tiende letter is die Jot. En dan kom ons nou by die slotletters, soos wat ek nou reeds vir gesê het, bekend staan in Latyn, letterij finales. Nou goed, daar 11a vind ons die kaf. 11b is ook die kaf, maar hoekom is hier nou 'n onderskeid? Die eerste, die 11a, daardie kaf, hoe jy hom daar skrywe, vind jy aan die begin van 'n woord of iewers in die middel van 'n woord. Maar as hy aan die einde kom, dan word hy soos in 11b geskryf. Kan jy sien met so 'n lang beentjie af, dan word hy so geskryf aan die einde van 'n woord. En dit is hoekom dit ook bekend staan as die slotletters. Die 12de letter is die Lamed, en dan vind ons weer 'n slotletter, en dit is die Mem. Soos jy daar kan sien, in 11a, dit is die letter wat aan die begin van 'n woord of iewers in die woord verskyn, maar as hy aan die einde van 'n woord kom, dan skryf 'n mens hom soos daar in 13b, die Mem, en nie soos daar in 13a nie. Dan kry ons die 14a weer 'n slotletter, die Nun. Dit is weer een soos ek dit vir u gesê het, is hy in die begin of iewers in 'n woord verskyn, nou skryf jy hom soos daar in 14a die Nun, maar sodra hy aan die einde van 'n woord kom, dan skryf jy hom soos daar in 14b die Nun. Ons gaan weer terugkom hierby. Die 15de letter is die Samek, die 16de een is die Ayin, en dan 17a is die Pi, en die 17b die Pi wat aan die einde van 'n woord kom. Dan kry ons weer 'n slotletter, die 18a en 18b, so jy kan sien die Tzade, en dan die 19de letter is die Kof, die 20ste letter is die Resh, die 21ste letter is die Sin. Nou, jy kan sien, hy het 'n kolletjie links bo, en dan spreek jy hom uit as Sin. Sodra daai kolletjie aan die regte kant se beentjie kom bo, dan spreek jy hom uit met Shin. En dan die 22ste letter, die laaste een is die Tau. Daar het jy dit nou. Goed, kom ons kyk gou na hierdie werkskaart. Kom ons leer nou Hebreëus te skryf. Ons begin nou die proses aan die gang te sit. Nou volg die stappe om dit dan ook te skryf, soos wat ek dit vir u gaan verduidelik. Daarop, u sal sien, die Hebreëse letters se skrif verskil op grond van die skryfkuns, of ook bekend aan Engels as font, wat gebruik word. Jy sal dit in hierdie geval ook onderskei tussen ek gaan 'n voorbeeld gebruik van die Arial, en dan ook die Times New Roman skryfkuns, die font. Kom ek verwys gou vir u, hoe lyk dit? Daar het ons die eerste letter Alef, jy sal sien in heel links, ek het hulle nommers gegee, die eerste een, nommer 1 is Alef, daar in die Arial, kyk daar in die derde kolom, sal u sien, is die Arial skryfkuns of font. Hy lyk baie meer eenvoudiger, met reguit lyne, as byvoorbeeld, as hy geskryf word in Times New Roman, jy kan sien regs, en dit is waarvan ek praat. Jy moet nou nie dink, dit is verskillende letters as jy dit lees nie, dit is maar dieselfde letter, dit hang af maar van die skryfkuns wat gebruik word. Die tweede letter kan jy sien, ek gaan dit maar net vinnig vir jy deur, dat jy net dit kan onderskei. Jy kan weer daarna kyk. Dis die Bet, en dan kry ons die volgende letters, die derde een is Gimel, daar kan jy sien die verskil. Die vierde letter Dalet, daar sien jy weer eens hoe lyk hy in die Arial is net 2 reguit lyntjies, maar in Times New Roman het hy so 'n bietjie van 'n kinkeltjies in. Dan die 5de letter is die J, en dan die 6de letter is die Waf. Waf in Arial is maar net 'n reguit afstreepie, maar daar regs het hy so 'n knakkie bo, heel bo aan. Die 7de letter is die Zayin, en dan sien jy in die 8ste letter die Geet,
en die 9de letter die teet, en dan die 10de letter kan jy sien, dit is die kleinste lettertjie in die Joodse alfabet, die J. In die Arial is dit net so 'n klein regafstreepie, maar in die Times New Roman het hy so 'n kinkeltjie in. Maar dit is identiese letters. 11A is die kaf, 11B is daar sien jy weer hoe lyk die kaf, 12de letter is Damet, die 13de letter, daar kry ons nou ook die letter wat in die woord kom, en dan reg aan die einde van 'n woord kom, daar kan jy ook sien die verskil in die twee skryfkunste, en dan die 14A en 14B is ook die noen, kyk maar net links en kyk regs die verskillende fonts of skryfkuns. Die 15e is die Samek, jy sal sien in die Arial is dit sommer net so ronde O, maar in die Times New Roman het hy so regop streepie hier links bo. Die 16e letter is die Ayin, die 17A is die Pi, en die 17B is ook die Pi. Dit is die woord wat aan die einde van 'n woord kom, dan 'n letter wat aan die einde van 'n woord kom, dan die 18A, daar het ons die Tzadi, en in 18B ook die Tzadi, kyk nou net hoe verskil dit van mekaar, en dan die 19e is die Kof, die 20ste is die Resh, en die 21ste is die Sin, en dan kry ook die Shin, en dan daarna die Tau. So ek wil net vir u wys, dit gaan dit vinnig deur, maar dat u net kan sien, dit hang af aan watter skryfkuns die taal geskryf is, maar dis nie verskillende letters, die is maar net die skryfkuns wat gebruik word, of ook bekend as die font wat gebruik word. Daar is natuurlik verskeie soorte fonts, so mens moet net dit in gedagte hou.